In 1995 was daar 'n man in Amerika wat wou selfmoord pleeg. Hy het besluit hy sien nie meer kans vir die lewe en hy wil 'n einde maak aan alles. Hy was nogal 'n bekende in die bankwese gewees. Ek kan nie meer die detail onthou nie. Maar hy besluit toe hy gaan sy vuurwapen in sy motor sit, ry tot by 'n plek waar hy alleen is en wat hy maar in die veld inloop en homself van kant maak. Hy kom toe by 'n plek uit wat hy dink dit is die regte plek, stap in die veld en terwyl hy so stap, kom daar 'n rondloper hond na hom toe aangehardloop. Maar die hond is ontsettend opgewonde en bly om hom te sien. En die hond hardloop tot by hom en spring teen hom op en lek sy hande en jy weet mos maar hoe 'n hond maak, stert, swaaiend en so bly om die man te sien. Die man besluit toe hy sal maar oor sy kop vryf en maar hy loop, hy wil 'n einde maak aan sy lewe, maar die hond wil nie weg van hom of gaan nie. Die hond spring teen hom op, hou hom sy been vas met sy pote en die hond is heeltyd om hom. En terwyl hy hierdie kontak met hierdie hond het wat vir hom soveel liefde gee, toe gebeur daar iets met hom. Hy besef toe, maar hierdie hond is vir my so lief. Hoe kan ek hierdie hond se liefde beantwoord? En toe besef hy, die enigste manier hoe hy die hond se liefde kan beantwoord, is as hy aan die lewe bly en vir die hond sorg. En hy vat die hond, klim in die kar en gaan terug huis toe en gaan sorg vir die hond. En die liefde van die hond het gekeer dat hy sy eie lewe neem. Vriende, en hierdie verhaal, pragtige verhaal, is die kern van die evangelie. Dit is absoluut die kern van die hele Bybel. God se liefde vir ons is so groot, so wyd, so diep. En die enigste vraag is, hoe beantwoord ons daai liefde? Paulus sê in Romeine 8, en ek wil hierdie gedeeltetjie vir u lees, vanaf vers 35 tot die einde van daai gedeeltetjie. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in die Here Jesus Christus. Vriende, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. God is vir ons so lief. Hy het alles gegee vir ons. Alles het hy vir ons gegee. En niks kan ons van daardie liefde van die Here skei nie. En dit is die kruks van alles. Wat gee vir ons sin in die lewe? Ons eie optrede, ons eie werk, ons eie take, ons eie talente? Nee, ons geld, ons mag, nee. Al wat vir ons sin in die lewe gee, is God se liefde vir ons. Hoekom bly ons aan die lewe? Want God is vir ons lief. En al wat ons moet doen, ons enigste taak op aarde, is om God se liefde te beantwoord. En ons beantwoord dit deur die lewe, die wêreld 'n beter plek te maak, deur die goeie op aarde uit te dra. Dis al. Die wêreld te versorg, ons mense te versorg. Dis al. Die Here het vir ons lief, so lief. Hy het alles gegee vir ons. Hy omhels ons elke liewe dag met sy liefde. Hy raak ons aan met sy liefde. En al wat hy vra is dat ons sy liefde sal beantwoord, vriende. Net soos dit gebeur het met daardie man in 1995. Die rondloper hond, wat hom met liefde oorlaai. En al wat hy kan dink is, hoe beantwoord ek hierdie hond se liefde? En dit is om aan die lewe te bly. Om aan te hou goed doen. Om aan te hou die regte ding doen. Dis die kruks van die evangelie. Jesus het vir ons gesterf.
Hy het vir ons regverdiging gebring. Hy het vir ons hoop gebring. Hy het vir ons verlossing gebring. Hy onderhou ons. Hy dra ons. Hy berei vir ons 'n ewige woning voor. Al wat ons net moet vra is, hoe betaal ons? Hoe antwoord ons op hierdie liefde? In die eerste plek om aan die lewe te bly, en in die tweede plek om die goeie te doen, so ver as ons kan. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie pragtige gedeelte, dat niks ons van u liefde kan skei nie. Niks op aarde nie, niks in die hemel nie, niks nie. U is vir ons lief, 'n liefde wat ons nie kan verstaan nie. 'n wye, diepe liefde, Here. Daarvoor sê ons u dank. Amen.